Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir oggend is: in God se tyd word jy voorberei. En so het God gesorg vir sy disippels. Ek het baie keer in my lewe antwoorde gekry uit Nehemia se opdrag en die manier hoe Nehemia die mure moes herstel het wat in die opdrag was, het ek begin verstaan hoe mure herstel word en hoe poorte werk. Volg saam my weer opsommend uit Nehemia 4 vers 1 tot 14, waar en hoe ons dit moet doen. Nehemia 1 vers 3, uit die boodskapvertaling. Kom Hanani en sê vir Nehemia, dat die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap in groot elende verkeer, en dat die muur van Jerusalem stikkend lê en sy poorte verbrand is. Sy reaksie op hierdie slegte nuus was, hy het begin bid en hy het bely. Hy was release vir sy opdrag en die koning het hom laat gaan. Die vyand was baie gou om hom op God se opdrag te begin staan, sodat daar nie goed gedoen kon word aan die kinders van Israel nie. Hy het die profesie van God af in 'n geheim gehou. Hy het eers alleen gaan kyk, die muur deurgegaan, om te gaan kyk wat die skade is. Eers was dit 'n saak net tussen hom en God. En toe hy seker was wat hy moes gaan doen het hy dit eers aan die leiers bekend gemaak, sodat hulle in een visie, in 'n eenheid kon staan, dat hoe die stad verwoes lê, opgebou kan word. En eers na alles het hy toe hulle begin aanmoedig om teen die vyand te staan en die muur op te bou, sodat die vyand se aanslag van spot kon opbou. Daardie woord wat vir jou sê in Matteus 6, soek allereers die koninkryk van God. Gee vir jou op hierdie Saterdag 'n antwoord en sê, weet jy, God is jou pa. Weet jy, Jesus is jou redder. Weet jy, Heilige Gees is jou trooster. Weet jy, hoe lief God jou het, dat hy Jesus vir jou gestuur het, sodat jy gered kan word. Weet jy, hoe lief Jesus jou het, dat hy Heilige Gees vir jou gestuur het, sodat jy getroos kan word, en jy nie soos 'n weeskind hoef te loop nie. Die tweede wat hy sê, soek sy geregtigheid, nie 'n mens se geregtigheid nie, nie 'n mens se opinie nie. Soek God se liefde, wat hy vir jou het, soos Jesus aan daardie kruis vir jou gehang het. Moenie op jou krag staat maak vir redding nie, op jou krag staat maak vir sekerheid nie, of 'n mense nie. Maak die saak uit met Jesus, dat jy weet, hy is die een wat jou middelaar is, en wat vir jou intree by Vader. En dan sê hy, dan sal al hierdie ander goed by jou gevoeg word. Weet jy hoe wonderlik is dit om die Heilige Gees in jou te hê? Dan kom jy in situasies waarvoor jy so bang is, jy so beangs, jy weet nie hoe dit gaan uitwerk nie. Maar dan het jy net daai woord in jou wat vir jou sê, jy gaan die stem hoor, wat vir jou sê, moenie daar langs gaan nie, maar gaan hier langs. Dalk moet jy moeilike goed face, wat jou so beangs maak. Dan sê hy vir jou, jy weet nie wat om te sê nie, maar hy sal vir jou sê, wat om te sê. En weet jy wat die wonderlikste van alles is? As ons eers na God toe gaan, voor ons na enige een toe gaan, voor ons 'n sielkundige toe gaan, voor ons dominee toe gaan, voor ons pastoor toe gaan, voor ons ma toe gaan, voor ons pa toe gaan, voor ons na enige een toe gaan, dan gaan ons na hom toe, wat alles weet. Dan gaan ons na hom toe, wat genuine die antwoord op alles het, wat regtig nooit ooit verander nie, op wie jy kan vertrou. Jesus, dankie vir u bloed, wat ek kan indrink. En Here, dat ek weet, dat u binne my, vir my die plan het, en vir my die plan sal ontvou. Heilige Gees, u weet, wat God deur Jesus in my gevleg het. Here, as daar soveel goed is wat my stikkend gemaak het, dat ek nie meer die plan kan sien nie, dan vra ek u vanoggend, Here, 'n wonderwerk, wys my weer daardie plan. Maak my gesond, Here, deur u liggaam Jesus, dat ek sal kan sien, dat ek sal kan verstaan, dat ek sal sien,
Die skade in my lewe is nie so erg nie, want U weet waar die gebrande stene lê, wat ek die muur mee moet bou. En Here, as U saam met my is, kan niemand teen my wees nie, want U is vir my. Dankie daarvoor. Amen.